Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ek gaan vanmôre vir julle 'n gedeelte lees uit 1 Kronieke 4. Nou dis nie 'n boek wat ons eintlik maklik lees nie. En wat meer is, dis 'n geslagsregister. En ons blaai sommer baie keer vinnig by dit verby. Ek sal net weer iets daaroor sê, maar kom ek lees vir 1 Kronieke 4 vanaf vers 9. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Hy het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart die wêreld ingebring. Nou Jabes beteken letterlik droogte of smart wat volg in droogte. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit. Vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. Ek wonder of daar een is van u wat onombonde sal kan sê, al my gebede is al verhoor. Is daar een? Dan moet u my regtig laat weet. Want daar is baie grafstene van onverhoorde gebede langs ons elkeen se lewenspad. Maar daar's wel nooit 'n gebed wat God nie hoor nie. Hy hoor elke gebed. Hy verhoor net nie altyd soos wat ons vra en bid nie. Maar ek wil jy eintlik terugvat na die boekie van Bruce Wilkinson, Jabes se gebed. Nou dis presies 24 jaar gelede dat die boekie die lig gesien het in Amerika en oor die 4 miljoen is in Amerika verkoop. In Suid-Afrika raai ons tussen 3 en 400.000. Maar dis baie. En dan gaan dit spesifiek oor hierdie woorde wat Jabes bid. Stort u seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Wees by my dat onheil my nie tref nie. En neem die smart weg. Neem my onder u beskerming. Dis die 4 gedeeltes in die gebed van Jabes. Nou sê Bruce Wilkinson, as jy hierdie gebed elke dag bid, dan sal dit met jou net goed gaan. En wat meer is, die kerk het dit voorgeskryf en dat ouens die boekie moet aankoop en lees en daar's kursusse daaroor gehou. Maar ek verskil van Bruce Wilkinson. Want die praktyk van die lewe waarin God teenwoordig is, werk eenvoudig nie so nie. Wat van Paulus wat hoeveel keer gebid het, dat die Here die doring in sy vlees moet wegvat, en dan sê die Here vir hom, my genade is vir jou genoeg. Wat van die Onse Vader gebed, waar ons soveel dinge vir die Here vra in daai gebed, wat die modelgebed is. Die modelgebed. Maar dit gebeur nie altyd so nie. Kom ek begin eerstens by Jabes se ma. Nou die paar verse lê in 'n geslagsregister wat strek van 1 Kronieke 4 vers 1 tot 4 vers 9. 'n hele geslagsregister. So rukkie gelede het ek oor die boek Rut gepraat en vir u gesê dat die hoogtepunt van die boek Rut lê eintlik in hoofstuk 4 waar daar staan Naomi se skoondogter Rut
het 'n kind gebaar en hulle het hom Obed genoem, en uit Obed is Dawid gebore, en natuurlik uit die geslag van Dawid, Jesus. Wat maak dat rit 4 eintlik die hoogtepunt van die verhaal is? Begin nie in Matteus, heel aan die begin is dit 'n geslagsregister van 14 konings. Maar die interessante in hierdie geslagsregister van Jesus, destyds was dit baie belangrik dat jy blou bloed in jou are sou hê, maar in die geslagsregister van Jesus lees ons van 4 vroue. Tamar, wat bloedskande gepleeg het, Rut 'n Moabiet, Rahab, die slegte vrou van Jerigo, en Batsheba. En enige man sou destyds gekeer het dat daai name in sy geslagsregister moet wees. So baie keer in 'n geslagsregister lê daarin iets wat baie belangrik is. En hier in 1 Kronieke 4 word die geslagsregister onderbreek, en hier in die middelhalf word daar gesê, Jabes se ma het hom Jabes genoem, wat smart of droogte beteken. Want sy het hom met moeite in die wêreld ingebring. En sy het eintlik daarmee gesê, want onthou, daar's altyd 'n betekenis aan 'n naam gekoppel van destyds, soos Moses is uit die water gehaal, Elimelek is die Here is my God, Naomi die lieflike. En dan sy eintlik 'n voorspelling geplaas, hierdie kind, hierdie Jabes, gaan smart in hierdie wêreld bring. Ek sê dit vir julle. Dit is vreeslik dat die ma dit sê. En wat meer is, hierdie ma kom uit die geslagsregister van Juda. En Juda, lees ons, was die geëerde geslag, die bevoorregte geslag. Uit hierdie bevoorregte geslag van Juda word 'n vrou wat deel is van die bevoorregte geslag swanger en sy baar 'n kindjie, maar sy noem hom smart. Dit klink mos net nie reg nie. Hoe kan dit wees? Is dit moontlik? En dis wat Bruce Wilkinson hulle sê, as jy nou elke dag hierdie gebed bid, gaan dit met jou net goed gaan. En ek het vir julle gesê, wat het Paulus gedoen? Wat van die Onse Vader? Maar nou het ek ook al gesien dat wanneer daar boeke in Amerika geskryf word en hier gepubliseer word of bietjie onder druk geplaas word om uitgegee te word, jong, dan is dit die mantra, dan is dit die alfa en die omega. Onthou julle die boek van Rick Warren, Purpose Driven Church, dit sal nou onderste bo wees, maar jy kan hoor wat ek sê, Purpose Driven Church. En later het daar boek uitgekom, Purpose Driven Life. En hierdie goed is deur die kerk voorgeskryf en opgeraak. Hierdie een is die doelgerigte kerk. Hierdie is ook van Rick Warren. Onthou julle nog die 40 dae vas wat in gemeentes afgelê is? Onthou julle dit? Onthou julle die boek van Tom Smith, Raw Spirituality? Dis die een na die ander wat vandaar, en wat het daarvan geword? Wat het daarvan geword? Ek wonder altyd of ons teoloë daarom nie slim genoeg is om sulke goed vir ons land en ons situasie te skryf nie. Waarom nie? Nou goed, dis Jabes se ma se verhaal. En dan word Jabes gebore. Nou staan daar ook, Jabes, onthou hy kom uit die geslag van Juda, dis die bevoorregte geslag. Maar nou staan daar ook, en Jabes was meer bevoorreg as sy broers.
Hy was meer bevoorreg as sy broers. Meer geseënd. En Jabes kom en hy bid hierdie gebed. En dis jammer die Afrikaanse Bybel laat dit uit, maar daar staan eintlik as. As u seëninge oor my uitstort, as u my grondgebied vergroot, as u my neem onder u beskerming, as u kwaad van my weerhou, dat onder my tref, en dan sal 'n mens eintlik verwag die woordjie dan sal ek dit en dat doen. Here, as u dit doen, dan sal ek dat doen. Maar voordat Jabes enigstens nog 'n dan kan sê of 'n belofte aan die Here kan maak, dan staan daar uitdruklik, ek het dit vir u gelees, God het laat gebeur wat Jabes gevra het. Nou verhoor God sy gebed. Jy sien, die ding wat mense hier moet raak sien is baie belangrik. Jabes se ma, alhoewel sy die geslag van Juda kom, 'n bevoorregte vrou is, kyk sy vas teen die smartlike situasie. Daar mag dalk iets anders te wees, maar hoofsaaklik sien ons dit gaan oor die geboorte van die kind en die voorspelling wat sy maak, om te sê, hierdie kind gaan net slegte dinge, dood, droogte, swart in die lewe bring. Sy laat haarself verval in die put van menslike ellende. Sy laat, soos wat dit in ons land maklik kan gebeur, haar inslurp in vergetelheid, in onmenslikheid, in wreedheid, in noem maar klomp dinge op. Sy vergeet eintlik van waar sy kom. Want onthou, die geslag van Juda kom eintlik uit Genesis 3 vers 15, waar daar voorspel word, dat uit haar nageslag sal daar iemand kom wat die kop van die slang vermorsel. En dit voorspel die geboorte van Jesus in Genesis 3. Hy sal kom, die Messias, wat die kop van die slang sal vermorsel, wat gebeur het by die kruis en veral by die opstanding, toe sy gebind aan 'n ketting. Sy vergeet daai moederbelofte. Jabes is terdee bewus van dit, dat hy kom uit die geslag van Juda. En hy weier om die oordeel wat oor hom uitgespreek is, dat hy smart en dood gaan bring in die wêreld, hy weier dat dit wil waar word. Hy vra vir die Here, vergroot my grondgebied, stort u seën oor my uit, bewaar my, en help dat geen onheil my sal tref nie. So Jabes bid eintlik van agteraf, die moederbelofte, na die koms van Jesus toe. En vir die koms van Jesus was dit natuurlik nodig dat Juda sal uitbrei. 'n Dawid, 'n Josef en Maria, 'n Jesus gebore word, in die geslag van Dawid, die leeu uit die stam van Juda. Onthou jy nog? Die leeu uit die stam van, hy weet het. Maar nou, hoeveel te meer moet ek en jy nie? Ons leef nie voor Kersfees nie. Kersfees moet nie nog gebeur nie. Ons lewe na Kersfees. Christus het gekom, hy het gesterf, hy het opgestaan, en nou leef ons na die wederkoms toe. En op pad na die wederkoms moet ek en jy 'n verskil maak. Jy kan nie net lewe vir jouself en net bid vir jouself nie. Jy moet die paaie probeer gelyk maak vir die koms van Jesus Christus.
Jy moet ander Christene bystaan, ander mense bystaan. Jy moet bid vir mense. Jy moet help waar jy kan. Jy moet voorbidding doen vir mense, want gebed is die manier waarop God gekies het dat ons met hom moet praat om die woorde van Andrew Murray aan te haal. Jy moet Christen wees in woord en daad. Jy mag nie toelaat dat jy vasval in hierdie land se ellende nie. Want dis wat geskep word. Maar jy moet vorentoe leef, aktief vorentoe leef, as 'n Christen, as 'n kind van die Here, wat omgee vir ander, wat die ander raak sien, wat jy help waar jy kan. Natuurlik kan jy nie oral help nie. Natuurlik. Dis die roeping wat die Here by ons geplaas het. Om nie 'n selfsugtige, egosentriese lewe te lei nie. Daar's 'n volgende ding wat ek vir julle wil sê wat belangrik is, en dis die teks in Romeine 4 vers 5. God red die goddeloses. Klink dit reg? Moet daar nie eerder staan God red die vromes nie? Jy sien, dan moet jy nou begin vra, maar hoe vroom moet ek wees voordat God my sal red? 50%, 70%, 80%, 100% kan ek so vroom wees? As ek my nou in 'n klooster gaan toesluit, moet jy nie dink jy ontsnap van onheiligheid nie. In die klooster is daar ook onheiligheid. So as jy daai teksvers lees, moet jy weet, en dis wat Martin Luther ook opgeval het toe hy gesoek het na die Here. Hy het net Romeine 1:19 gevat. Ek word geregverdig deur die geloof uit genade, het hy gesê. En toe gooi hy die duiwel met die inkpot, want toe besef hy. En as daar in Romeine 4 vers 5 dan staan, God regverdig die goddeloses, dan moet jy hoor, hy het gekom, hy het gaan sterf op Golgotha, hy het opgestaan, maar toe hy opgestaan het, het hy die bedompige sondes van my en van jou in die graf agtergelaat en toegemaak. Hy kyk nou deur die bril van liefde en vergifnis na ons. Dis dikwels wat ons mis, né? Ons mis dit dikwels dat ons moet soveel klop goeders doen om so mooi en goed en regverdig te wees en dat die Here ons moet aanvaar. Hy aanvaar jou as sondaar. In Lukas 19 staan dit ook duidelik. Jesus sê ek het gekom vir hulle wat die geneesheer nodig het. Ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar vir die goddeloses. Want Jesus se taak was om te soek en te red dit wat verlore is. Sien, dit is die belangrike ding. Daarom skryf Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 21. Jesus is tot sonde gemaak, sodat ons sondaars gered kan word. Hy is tot die sondebok gemaak, tot sonde gemaak, dat ons vrygespreek kan word. Ek leef dus met ander woorde uit genade. En as ek uit genade uitleef, dan is my oordeel oor ander mense sagter. Dan hanteer ek mense meer in liefde. Want ek is maar net 'n begenadigde mens. Jabes het nie op homself gefokus nie. Hy het weg van homself af gekyk en het gekyk na die koms van die Messias.
waar ons moet kyk na die wederkoms van die Messias. Jabes het nie gelewe terwille vir homself nie. Hy het gevra dat die grondgebied moet vergroot, natuurlik, sodat Juda kan uitbrei, sodat daar nog nageslag kan kom, sodat die Messias gebore kan word. Dis wat hy vra. En dat sy gebed aan die einde verhoor word. Mense, dis in 'n goddelike ingryping. Dis eintlik 'n deurgronde goddelike taak, 'n gebeurtenis. 'n deurgrondelike goddelike gebeurtenis. Want ons weet mos dit gebeur nie altyd met almal nie. En daarom tas Bruce Wilkinson dit mis. Hy sê, as jy elke dag hierdie gebed bid, dan gaan dit met jou net goed gaan. Dis nie waar nie. Nou sê ek nie, jy moet nie bid nie. Natuurlijk moet jy bid. Maar jy bid moet soos die Onse Vader sê, laat u wil geskied. In die hemel en op aarde. In my lewe en in die lewe van mense. Dis wat jy bid. Maar dit is nie 'n mantra om hierdie gebed te bid, of om 'n gebedjie te bid, en te dink dat dit nou die bloudruk is waarvolgens jy moet bid, en dan verhoor God alle gebede nie. Dan bedrieg jy mekaar. Maar die boodskap wat hierin staan is wonderlik. 'n Ma wat vasgevang is in menslike omstandighede en negatief neerkyk en al het inslurp in menslike omstandighede, al kom sy uit 'n geëerde stam, 'n bevoorregte stam, Juda, waar die Messias gebore sal word, Jabes kom en hy keer teen dit. Nee, swart gaan my nie tref nie. Droogte gaan dit nie veroorsaak nie. Maar Here, vergroot my grondgebied. As. En voordat hy kon sê dan sê die Here, ek het jou gebed verhoor. En dit is goddelike ingryping genade. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat die manier waarop u gekies het dat ons moet praat is gebed. En ons bid dat u sal wees met ons land en volk. Dat u sal wees met mense wat huiwer om Christene te wees, dat hulle voluit sal leef. En mense wat wel Christene is, dit sal doen met oorgawe. Want ons wag op die koms van Jesus. Vergewe ons sondes en lei ons nie in versoeking nie, en verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou en met my wees. Amen. 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van julle. Totsiens.